Eens kijken of wie die stout is. En die stout is met eindelijk voorsit. Len, kan jy net vorentoe kom? Goeiemôre dames en here, baie welkom hierso. Ek is baie dankbaar en bly dat julle die moeite gedoen het. Ek is seker julle gaan weer oor julle voete uitgestaan vanoggend. Peer, baie welkom. Dankie dat jy die tweede keer vir ons kom kuier. Al die pad af van Gauteng af. Die vorige keer toe Peer hierso was, toe's klein baba net in wording. So ons lyk 'n bietjie anders dan ons het vermeerder en soos jy sien het ons vermeerder ook, ons het 'n bietjie groter geword ook. Bietjie meer spasie waar ons baie dankbaar en geseënd is. Maar ja, baie dankie Peer. Dit is 'n voorreg dat jy hier kan wees. Ek glo almal gaan dit geniet en baie leer. En as dit reg is, gaan ek net vir ons open met gebed as dit reg is. Asseblief. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vandag weer bymekaar te kan wees, om meer te kan leer, om meer van die liggaam te kan leer. Ons weet ons liggaam is 'n tempel van God. Dankie ook dat jy met Peer op die pad was. Ek wil vra asseblief Here vandag, laat die woorde wat gespreek word van U afkom, laat hom elkeen se hart oopgaan, laat sy verstand oopgaan, laat ons dit deel maak van ons lewe, dat ons alles kan doen tot eer van U naam. Seën ook asseblief vandag se verrigtinge en wees met Peer verder op sy journey vorentoe tot hy weer veilig terug in Gauteng is. Amen. Dat is Peer. Baie dankie. Dankie julle. Alles joune. Ja, sit net julle fone af asseblief, hoor. Baie welkom en dankie dat julle nou na my toe gekom het. Is julle almal op my blad? Is julle daar? So julle het daarom gesien wat se snaakse goed gebeur op daai blad, is dit nie? En wat se snaakse mense is daar? So baie interessant. Die afgelope 2 weke het ek 'n navorsing gedoen oor die weer of verder oor die limfvatstelsel en ook oor die niere. Hoe belangrik die niere is waaroor niemand praat nie. En wat nou belangrik is wat hy nou gebid het, dat ons sê, en ek hoop julle glo dit, dat ons liggame is 'n tempel van God. Ek weet nie of julle weet wat 'n gevaarlike stelling dit is nie. Want as dit waar is, dan het jy 'n verskriklike groot verantwoordelikheid oor wat jy in jou hand sit en in die tempel van God ingooi. 'n Verskriklike verantwoordelikheid. Dit beteken dat jy nie klakkeloos goed kan koop en eet en drink, want jy gooi dit in die tempel se posbus in, waarvoor jy aangestel is om die liggaam wat jy het op te pas. Dit is 'n groot verantwoordelikheid. En ek gaan vandag vir jou 'n klomp goed sê, maar hierdie moet jy huis toe vat. Jy het 'n verantwoordelikheid oor wat jy aan jou vel smeer, wat jy in jou mond insit en wat jy elders indruk. Jy kan nie klakkeloos dit doen nie. Want jy werk met die tempel van die Here. Maar die tweede ding wat vir my hierdie week gehinder het, was wanneer 'n mens bid vir kos, en ons vra vir die Here om seën oor hierdie kos uit te spreek. En hierdie kos is giftig. Of hierdie kos is nie goed vir jou nie.
Maar die mense bid en hulle vra, seën Here vir hierdie voedsel. Maar die oomblik as daai brood of daai produk hier by jou mond ingaan, veroorsaak 'n inflammasie en siekte en urinsuur en jy kan dit nie verteer nie en jy's hartlywig en maar jy het gebid, seën die kos wat hier ingaan. Die Here kan nie gif seën nie. Hy wil nie. Waarmee hy jou wel wil seën, is kennis. En dis waarom daar, wat sal ek sê, straat of bosprofete soos ek is, wat hier uit die wildernis uit na jou toe kom, en met jou hart en jou verstand en met jou siel, kennis tot jou wil spreek om vir jou te sê, dink wat jy aan jouself doen. Julle is almal op die blad. Daai siekte toestande wat julle daar sien, 99% van hulle is ingeëet deur moderne produkte wat die liggaam nie kan verteer nie. Ek gaan praat oor brood vir 'n oomblik. Brood is hoog in gluten. Gluten is 'n proteïen. En proteïen moet in jou maag afgebreek word in aminosure, sodat wanneer dit in jou dun darm kan kom met die verwerking van 'n bietjie gal en ander probiotiese bakterieë, dat dit deur daai willie wat in jou darms is, as voeding in die darmkanaal opgeneem kan word. Dis die doel van maagsuur. En ek gaan nou my mond uitspoel oor maagsuur. Maar nou, buite, die graanproduseerders of whatever jy hulle wil noem, wil meer graan op 'n kleiner stukkie grond hê, maar nou sit hulle met uitdagings van goggas. Nou verhoog hulle in hierdie koringkorrel of in hierdie gehars of ryskorrel, wat jy ook al wil, die gluteninhoud. Hulle teel hom in. Die gluteninhoud. En ek kan nou maar vir jou sê, bitter min van ons kan gluten verdra. As ek 'n stukkie brood eet, gaan jy my 20 minute later hier op die bed kry, en ek gaan vir 2 dae mislik wees. En ek bedoel mislik. Ek kan dit nie verdra nie, en ek het dit nooit geweet nie. Maar die gluten, en onthou, baie van julle het 'n maagsuurprobleem. Ek gaan nou daaroor praat. Die gluten is veronderstel om deur maagsuur opgebreek te word, maar omdat hy verander is en omdat hy nou sinteties is hy so 'n lang snotstring. En dit sluk jy nou in, en daai stringe, onverteerde proteïen, gaan lê daar op daai dun darmpies van jou, bo op daai willie, en daai willie probeer sy beste om daai goed op te breek, en hy kan nie. Want as 'n gogga hom nie kan vreet nie, dan kan jy hom ook nie verteer nie. En 'n gogga het baie ander ensieme om kos op te los. En hy kan nie. Dan gaan jy, my liewe mens, dit ook nie kan doen nie. Want in 'n stuk brood is daar net 3 elemente wat jy moontlik kan verteer. Die ander 9 kan jy nie. Daai een wat hom laat rys, en daai een wat hom nie laat vrot word nie,
En daai een wat hom wit hou, en daai ene wat muf uit hom uithou, nie soos in ons tyd toe ons brood gebak het in dag 2, dan is hy al suur, en dan gee moeder hom nog steeds vir jou nie, dan sê sy vir jou, dat is kos, jy sal hom eet. Brood van vandag word nie vrot nie. Dames en here, as brood in hierdie triljoene bakterieë wat hier buitekant, en nie swamme, en nie protiste, nie muf nie, en nie vrot word nie, is jy afgerig om te glo dat dit baie wonderlik is. Kyk hoe wonderlik is hierdie brood. Jy kan hom nie verteer nie. Nou daai lang snotstringe waarvan ek gepraat het, maak dan die willie, wat hierdie aminosure moet, wat afgebreek is, hierdie proteïen, in die bloedstroom moet inneem, dood. En mense wat brood en gluten eet, altyd hartlywig, want kos moet in die dundarm verteer, met verskeie bakterieë waaroor ek nou sal praat, maar jy het die willie doodgemaak, dit filtreer nie in jou bloedstroom as voeding in nie. Help my ons bid oor daai brood nie. Help my ons bid vir margarine wat 2 molekules van plastiek af is nie. Vat margarine en gooi hom op die grond en kyk jy of 'n muur hom wil eet. En dames en here, as 'n muur nie 'n produk kan verteer met sy ensieme en sy speeksel nie, jy's 100 maal te lig in die broek om dit te kan doen. Tog verkoop hulle tonne margarine, en hulle verkoop dit as gesondheid. En as jy kyk hoe hulle saadolies, sonneblom, en canola, en peanutolie, mielieolie, as 'n hele paar wat hulle maak, vervaardig. Dalk het julle nog nooit gehoor nie, jy kan skoon sonneblomolie in jou diesel engine gooi. Ry jy lekker. Lekker. Kom in julle. Julle het seker rugby gekyk. Sit net waar julle wil. Welkom. Hallo. Baie welkom julle. Dieselfde met canola olie. Nou gooi jy hierdie tegniese gefilterde diesel in jou liggaam in, en dan wil jy hê jou biostelsel moet dit afbreek. Met watter bakterieë, met watter ensieme? Weet jy dat as jy chips hier geëet het wat met sonneblomolie gaar gemaak is, bly dit 18 ure in jou bloedvate voordat jou liggaam dit kan uitwerk. En nou sê ek vir jou, hy veroorsaak inflammasie in al jou bloedvate. Almal van julle het al seker 'n splint in julle vinger gekry. Dan kry jy inflammasie. Dan swel daai selle op. En die immuunstelsel beklei daarteen, hy stuur witbloedselle soontoe. B en T selle. Maar daai selle kry nie bloed nie. Hy kry ook nie genoeg suurstof nie. En wat gebeur met 'n ding wat nie suurstof kry nie? As ek hierdie fraai meisie om haar nek gryp met 'n beld en ek wurg die lewe uit haar uit, na 3 minute gaan sy vir my smeek, en na 5 minute het sy permanente breinskade wat nie kan reverse nie. Waaroor sal jy iets in jou liggaam sit wat jou liggaam nie kan verteer nie? Dis my boodskap. Dis wat ek aan jou wil oordra. Wanneer bevraagteken jy wat jou liggaam kan doen?
Ek kan 'n bietjie melk drink, want ek is nie laktose intolerant nie. Maar meer is dit, is ongesond vir my. En baie van julle kan eintlik nie melk drink nie. Ons is nie gemaak om melk te drink nie, alhoewel ek vrek oor melk. Jy kan kameelmelk drink, en dit is 'n verskriklike vraag. En jy kan bokmelk drink. En dan vra jy vir jouself die vraag af, hoekom? En as jy na die biologiese, molekulêre strukture daarvan kyk, dan sal jy sien, die liewe Here was daaraan baie slim, hy daai proteïen baie kleiner gemaak, as wat die proteïen en die molekules binne beesmelk is. So jy kan dit afbreek en jy kan dit opneem. Is baie interessant om na die geskiedenis van die mense in die wêreld te kyk en te sien toe hulle begin in die oorloë tye, toe daar hongersnood was en die mense in die woestyne ingevlug het, toe het hulle geleer om van kameelmelk te lewe, en kameelmelk het veroorsaak dat die brein verander het en verbeter het, en dat die mens ontwikkel het, en toe sy brein ontwikkel met voeding, toe begin hy wapens te maak, en hy begin ploë te maak, en hy begin ander tegnologieë te ontwikkel. En dit word alles toegeskryf aan die verbruik van melk, en onthou nou hierdie, of gefermenteerde melk wat kever is. En daai kever het die bakterieë om die kos wat binne in jou darmkanaal ingeneem te word, biologies af te breek in molekulêre strukture so fyn en so klein, dat die darm dit kan opneem as voeding. En nou, met die plastiekmelk, wat die long life melk, ironies genoeg, en julle sal sien, ek het navorsing gedoen oor bosluise, dan probeer jy nou vir 'n kalfie 1 liter plastiekmelk gee. Drink hom nie. As 'n kalfie hom nie kan drink nie, of nie herken nie, kan jy hom ook nie drink nie. Die Ethiopiese Bybel beskryf vir my dit verskriklik mooi, want ek gaan 'n paar keer na hierdie goed verwys. Ek weet nie of julle al geweet het van die Ethiopiese Bybel wat daar is nie. Daar is 'n stuk geskiedenis van Ethiopië. En onthou, daar's een van die koninginne wat na Salomo toe gekom het, mos ook met goud en goede. Ek is nie seker wat die verbinding was nie, maar daai Bybel en die Bybel soos wat deur die Israeliete of deur daai vaders van ons geskryf het, is baie naby aan mekaar. En ironies genoeg is hierdie een baie meer kleurvol beskryf. Maar hy beskryf, hy sê, toe die Here die mens gemaak het, het hy uit die 4 hoeke van die aarde die beste grond gebruik om die mens te maak. Nou, jy hoef nie hierdie goede te glo wat ek gaan vir jou nou gaan vertel nie. Moenie. Maar as ek vir jou oplos, biologies, en kyk wat is jou molekulêre struktuur, dan bestaan jy uit 60 minerale, 16 vitamines, 8 aminosure, 2 vetsure en water. That's it. En hierdie molekulêre struktuur en hierdie verbindings maak jou. Maar dit is hierdie verbindings wat van jou 'n onafhanklike biochemiese, bioelektriese eenheid gemaak het.
Nou julle 2 jaar terug, was 'n jaar terug, amper 2 jaar terug, toe weet ek, as ek hierdie stuk navorsing gaan publiseer, gaan ek die wêreld op my keus kry. Toe ek die dag op die blad gesê het, daar bestaan nie 'n ding soos hoë bloeddruk nie. Hou julle dit? Toe sê maar ek gaan toe weer deur daai navorsing en weer deur daai navorsing. Sodat ek nou nie my naam gat kan maak nie. Ek sê, daar bestaan nie 'n ding soos hoë bloeddruk nie. Maar daar bestaan nie. Want daar bestaan eerder 'n ding soos te min magnesium. Wat ons nie meer vandag in ons kosse inkry nie. Want die groentes en goede en die vrugtes en goede wat hulle vandag geteel het hulle geteel vir goggas en vir geld en nie vir voeding nie. In ons tyd, toe ons nog spinasie geplant het, nie 'n druppeltjie hoendermis het verlore gegaan nie. Dis alles in die bone en in die spinasie en in die blaarslaai in. Alles. En hoendermis, glo my, is een van die mees volledige voedings wat daar is. En onthou julle die hoenders van ons tyd het nie op antibiotika groot geword nie. Niks. So hy skei dit nie uit nie, so jy sit nie antibiotika in die grond dat jy antibiotika deur jou plante inkry nie. Onthou, ons het 'n antibiotika weerstandigheid, ons het 'n groot probleem in ons land. Ons is omtrent 70% weerstandig teen antibiotika. En antibiotika beteken anti-lewe. En as jy antibiotika inkry, dan maak hy nog die ander lewe binne in hierdie biologie van jou dood. Maar kom ek gaan terug na bloeddruk toe. Hier is jou hartjie. As jy hom oopmaak, sal jy sien, daar is 2 sulke pysietjies, sulke klein pysietjies, so groot soos 'n vuurtjie se kop. Nou, hierdie koppietjies, die eerste hartkamer het kalsium en water nodig. En wanneer hierdie sinaps, hierdie knoppietjie, wanneer hy deur jou bloed kalsium kry en hy meng met water, ontstaan daar 'n bioelektrisiteit wat so maak. Want dis wat jy is, jy's 'n kernreaktor. Jy's 'n biologiese kernreaktor, jy lewe op minerale. En dan ruk hy die hart. En hy gryp die bloed vas. Maar nou moet hy weer ontsluit. En in die tweede knoopie, in die tweede boonste hartkamer, hy het weer magnesium nodig. En hy het water. En nou weet jy waar kom jou hart op vandaan. En nou weet jy waar kom hoë bloeddruk vandaan. Want jy kry genoeg kalsium in, deur baie goed wat jy eet, onder andere vleis. Dan gryp hy jou are vas en hy gryp jou hart vas. En hier kom die bloed. Maar die magnesium en die water wat mense nie drink nie, is nie daar nie, nou bou hy in hierdie bloedvate druk op. Nou weet jy waar kom hoë bloeddruk vandaan. Want daai tweede ou knoopie wat magnesium nodig het, water en magnesium, hy moet die aar oopmaak en hy moet hom groter maak sodat die bloed kan vloei. En nou kan jy 'n paar goed aflei. Soos ek sê, jy moet nie my glo nie, jy moet dit gaan toets. Magnesium is by elke biologiese
ensomatiese proses in jou liggaam betrokke. Die feit dat jy jou oog kan knip, die feit dat jy jou vinger kan beweeg, die feit dat jou senuwees reageer, die feit dat jy kan piepie, het met magnesium uit te waai. Die feit dat jou darmperistaltiese bewegings het met magnesium uit te waai. Die feit dat jou arms kan optel en jou hande kan optel, kan toemaak, het met magnesium te doen. Nou kry ons nie magnesium in deur die kosse wat ons eet nie. Ons gaan gou na bloed toe. Wie weet wat is alles teenwoordig in bloed? Wat is die funksies van bloed? Hoe kom suurstof by jou brein uit? Vertel vir my. Dit gebeur nie. Sien julle? Dit gebeur nie in die agtergrond. Sien julle? Sien julle? Niemand praat oor bloed nie. Niemand praat oor bloed nie. In my se tyd, way back when, dan word jy die môre wakker. Ek het nou 'n moeilike moeder gehad. Sy was baie lief vir my. Sy het vir my geken. Sy het geweet sy moenie met my onderhandel nie, maar sy het geweet waarvoor ek bang was. Dan word jy die Saterdagmôre wakker. Klingel, 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 klingel. As jy so kyk, dan staan sy met haar formidabele figuur hier voor jou. Jaapie Sendeling, die plakkie onder die arm, net vir die wis en onwis. Met hierdie glas lou warm Engelse sout. Dan vra ek vir haar ma, hoekom op hierdie aarde moet ek hierdie slegte goed drink? En al wat die ou mense kom sê is, maak jou bloed skoon, my kind. Want kom ons kyk na bloed. Skoon bloed vervoer suurstof na jou brein toe. Skoon bloed vat al die voedsel wat hier in hierdie dun darmpie van jou is, geabsorbeer na al jou selle toe. Voedsel vat, bloed vat julle hormone. Julle wat koekoes is met hormoon. Na elke orgaan toe waar daar 'n instruksie in moet plaasvind. Jou immuunstelsel, hierdie splint in die vinger. Bloed vat die B en T selle ook soontoe. Bloed vat nuwe selle, want elke 21 dae sterf jou selle af en dan vat jou bloed met jou immuunstelsel selle na daar waar dit afgesterf het. En dan moet bloed die metaboliese afval, koolsuurgas, die poepoe van elke sel, afgewerkte hormone, toksiese stowwe wat jy eet, drink, waarin jy met chemiese stowwe jouself aan blootstel, moet bloed oes en hy moet dit na die lewer en na die niere toe vat om gefilter te word. Ek gaan nou nie vir jou vra nie. Maar hoekom as jy na jou poepoe kyk, is dit brein? Hoekom is dit brein? Dit is afvalstowwe, maar watter ene? Dis brein omdat dit rooi bloedselle is wat afgesterf is en uitgeskei word. Dis waarom dit brein is. As dit geel en groen is, dat daar te veel gal is en ander ongure goed, dan moet jy weet, hier is 'n serieuse siekteprobleem. Maar verstaan jy nou
dat bloed, ek dink is in Levitikus 7 wat sê, and the life of man is in the blood. Maar wie het vir jou ooit gesê jou bloed is so belangrik? Wie in jou tyd het na jou toe gekom en sê, mens, as jou bloed nie gesond is nie en nie skoon is nie. Want wat in jou bloed is, hoor mooi my lied. Wat in jou bloed is, gaan na jou brein toe. En wat in jou brein is, beïnvloed jou hormone. En die instruksies van jou hormone. En jou hormone is die opdraggewers van elke liewe orgaan binne in jou liggaam. En dit beïnvloed jou gemoed. En dit wat in jou brein en in jou kop aangaan, word jou persoonlikheid. Dit is hoe belangrik bloed is. En dit is hoekom jy jou bloed moet skoonmaak, eenmaal 'n maand. Hoekom eenmaal 'n maand? Want ons is gebore uit 'n vrou uit, en ek gaan nou nie praat oor die vrou en haar eenmaal 'n maand nie, dis moeilik genoeg. Dis 'n siklus wat daar begin op en hy gaan terug. Jy kom uit 'n vrou uit. Jy is gebore uit 'n vrou uit. Jy is gebore uit 'n siklus van lewe uit. Dis waarom jy die siklus maandeliks herhaal, omdat jy vir jouself omgee, omdat jy vir jou kind omgee. Jy maak sy maag en sy bloed skoon. Want vuil bloed, hoeveel suurstof kan vuil bloed na jou brein toe vat? En dan ek kry nou nie die Afrikaanse woord nie, dat ek maar die Kalahari woord gebruik. Bedonder jy hom nog met goed wat hy nie kan verteer nie, met medikasie, met te veel alkohol, met horde goed. Wat in jou bloed is in jou brein. Wat in jou brein is, word jou persoonlikheid. In daai brein se bloed, in daai konkoksie, daai mengsel, daai mix, daai koekmix, is die opdragte wat na jou hormone te gaan, sodat jou liggaam kan reageer. Dis die feite. Jy kan nie dit ignoreer nie. Dis onverantwoordelik om dit te ignoreer. Dis gewoon stupid om dit te ignoreer. Ek en Hes is verlede naweek by Calvinia se vleisfees. Nou ek het nou gepraat dat ek 'n bosprofeet is. Ek is niemand belangrik nie. En ek wil nie wees nie. Dis nou vir my vervelig om belangrik te wees. Ek het beter dinge om te doen. Glo julle maar vir my. Maar 9:00 die môre toe ons by die skou inkom, nee. Toe sit die eerste manne al met hulle bier daar. En kort as jy gaan piepie, dan sit hulle met die volgende bier daar. En dan sit hulle met daai chips daar, en dan sit met dit daar, en dat daar, en hier binne my skreeu dit. Want nadat almal van hulle by 'n dokter was en 'n pilletjie gekry het en niks meer werk nie, dan kom hulle by EcoHealth uit, hulle kom by my uit. Niemand het hom opgevoed oor maintenance nie. Daai grandkarre van julle, elke 10.000 kilos dan gaan tap jy sy olie af en jy vervang sy filters. Nee. Maar hier voor my sit 'n Rolls Royce. Ek gaan nou nie boere Afrikaans gebruik nie. Up the Rolls Royce nie. Dis onverantwoordelik. Stupid.
Jy het 'n verantwoordelikheid om jouself te respekteer en vir jouself lief te wees. Want in hierdie liggaam waar jy vandag sit, gaan jy nêrens nie. Jy bly in hom tot aan die einde van jou dae. En daar's mense wat daar by my inkom. Dan is hulle 50, 52. Dan is hulle moeg. Die bene is krom. Wie wat sê vir my? Hy sê, het jy nie vir my 'n ou pilletjie nie, want slapsadel wil nie meer regop staan nie. Maar moenie vir my sê ek moet my brandewyn en kook los nie. Dan sê ek vir hom, jy moet ook nie groente eet nie. Waar kom jy daaraan? Sien ek wat so sê nie, dames en here. Dis wat jou maag vir my sê. Dis wat jy kan doen in jou maag. Jy het nie 'n vuur maag soos 'n bees wat vesel moet fermenteer om dit af te breek en dan op te neem nie. Hy neem dit in en dan fermenteer dit en dan herkou hy dit en dan gaan dit na die tweede maag toe en daai soppe breek af dan. En dit word dan eers opgeneem voordat dit na die vierde maag en na die in beesmis ontaard of skaapmis of bokmis. Waarvoor die liewe Here vir hulle 4 maag gegee het. Ek het nog nie, daar is party mense wat lyk of hulle 4 maag het. Maar ek het nou nog nie 'n mens gesien wat 4 maag het nie. Jy kan nie vesel verteer nie. Jy kan nie selulose verteer nie. Jy kan nie. Jy het nie die ensieme nie. Jy het maagsuur. En maagsuur is jou eerste linie van verdediging. Kom ek vertel vir jou hoe belangrik is maagsuur. As ek 'n meter by 'n meter lig so vat, is hier meer as 1 miljoen stofdeeltjies, rookdeeltjies, mense wat lief is vir doom, petrol, diesel, toksiese gifstowwe wat in die lug inkom, pestisides, wurms en bakterieë, alles. En die laaste keer dat ek onthou het, toe asem ek nog al hierdie goed in. En elke keer as ek praat, dan sluk ek van die goed in. Gaan dit na my longe toe en dit gaan na my maag toe. En is hier waar die liewe Here baie slim was met ons. Ons maagsuur met 'n pH hê van 1 tot 3. Want as 'n ding hier inkom, dis ons eerste linie van verdediging. Sort hom uit, want dit is swembadsuur. Kyk of jy iets kry wat in swembadsuur kan oorleef. Niks. En nou gaan hulle, en hulle sit hier op TV, veral nou met die rugbywedstryde, dan kry hulle 'n man met 'n six-pack wat ek 50 jaar gelede gehad, ek het een gehad, ek kan vir julle beloof. Dan vertel hulle vir jou, hierdie ou het heartburn. Heartburn. Dan wys hulle sy pens wat rooi is. Nou weet ek nie waar my biologie vandaan kom nie. Hoekom sê jy nie hy pens burn nie, of wat stomach burn, of whatever the case may be nie. Nou vertel hulle vir jou hy het heartburn, en dan gee hulle vir jou die wonderlikste teensuurmiddels. En dan rys hy soos 'n Adonis op, nee. Jy sien al hierdie spiere wat hy het, en hy's 'n happy chappy.
En direk daarna eet hy weer sy Coke en sy hamburgers. Hoekom is maagsuur belangrik? Want jy's 'n proteïeneter. Dis wat jy kan doen. Maagsuur kan nie hierdie selulose opbreek nie. So sorry vir julle. Dis die biologiese feite. En wanneer maagsuur en proteïen met mekaar meng, dan word Vitamiin B12 en proteïene afgeskei. En almal van julle het al iewers in julle lewe gehoor dat proteïen is die boustene van lewe. En weet jy wat? Vitamiin B12 is die eerste voorloper van 30 verskillende erge siektes wat jou oorkom omdat jy 'n tekort aan Vitamiin B12 het. Want jy eet nie kosse wat Vitamiin B12 ingee nie. En party van julle is nou nog nikkerig oor vleis en meeste van julle is nikkerig oor vet en dan vra ek maar net genade van bo. Ek is een van die grootste diereliefhebbers wat julle ooit sal sien. Dit is vir my hartseer om te dink dat ek 'n dier moet doodmaak om hom te eet. Ek het kort 'n emosionele gesprek oor dit. Maar dis hoe die Here dit bedoel het. Toe sê iemand vir my eendag, toe daar 'n dier doodgery is, en ek sleg voel oor dit. Toe sê iemand vir my, weet jy wat? Jy wat so glo. Toe daai dier oorgegaan het, toe sê, halleluja, uiteindelik, nou gaan ek happy wees. Nou ek weet dit is dalk vals, maar dit troos my daaraan. Ons is gemaak om vleis te eet. Dit is hoe ons geskep is. Ons is predatore. Ons is apex predatore. Dis wat ons gesond maak en dit is wat ons gesond in hierdie lewe hou. Ons oë kyk so. Nie so nie. Ons is nie breedbek grasvreters nie. Ons is vleiseters. Dis hoe die biologie werk. Ding wat se oë so kyk, vreet bos en gras. En as ek meeste van julle so kyk, dan lyk dit nou of dit reg is. Dis hoe die Here jou gemaak het. En as jy buite sy reëls wil gaan optree en sê, ek is 'n vegan. Ek kan vir jou lelike prentjies wys oor veganisme. Nou oud jy word. Jou liggaam kry nie kos nie. En vir al die vrouens, osteoporose, lupus, velprobleme, jou hele immuunstelsel begin nader aan teen jou te draai en teen jou te veg. Want jy's 'n failure. Dit is beter om jou dood te maak as wat dit is om jou lewend te hou. Want jy probeer God speel. Jy probeer van jou 'n ander ding maak as wat jy is. Jy kan nie 'n leeu leer lucern eet nie. Nog wanneer gaan jy 'n donkie leer om vleis te eet? Jy is wat jy is. Maar wie is jy? Is die vraag. En wat is jy? Is die vraag. Wat kan jy eet? Is die vraag. Wat kan jy verteer? Wat kan jou liggaam omsit in voedsel? Dis jou vraag. Sien wat 'n dokter vir jou moet sê of wat Peer vir jou moet sê nie. Dis wat jy moet uitvind. Wat kan jy en wat kan jy nie doen nie? Het julle geweet? Het julle geweet? Of kom ek vra? Jy lyk vir die slimste in die klas. Hoeveel liter
limf het jy? En onlangs is uitgevind 'n belangrike sin. Sorry. Hoeveel liter limf het 'n mens? Weet jy, ek praat van jou verdedigingsstelsel. Ek praat van jou immuunstelsel nou. Ek praat nou van een van die belangrikste faktore wat binne in jou biologie is. Hoeveel liter limf het jy? 20. Hoeveel liter bloed het jy? Hoeveel liter bloed het jy? 5. Net 5 liter bloed. En almal het al gehoor van bloedsuiker, né? Nee. Hierdie 5 liter bloed het net 1 teelepeltjie suiker nodig om optimale bloedvlakke te bereik. En as jy te min bloedsuiker het, dan moet jy na die lewer toe gaan, dan maak die lewer van proteïen, suiker, bloedsuiker, glikose. En daai oomblik, wanneer jy 3 eetlepels of teelepels koffie drink, brood eet, chippe eet, Coke wat 13 teelepels in het, 'n blikkie. Daai oomblik spike jy jou pankreas. Want bloedsuiker is 'n bitter gevaarlike ding. En dan moet hierdie pankreas insulien produseer om dan hierdie suiker, hierdie glikose wat onmiddellik in jou bloedstroom opgeneem word, oralste in jou selle te bære. Want dit veroorsaak die gevaarlikste ding en die eerste toestand van alle siektes. Waar begin alle siektes? Met watter toestand? Diabetes. Hoe ontstaan diabetes? Neem die liggaam van Alle siektes ontstaan met een woordjie en dit is inflammasie. As jy inflammasie van die lewer het of inflammasie van jou knieë het of gout of osteoartritis of reumatiek of noem dit. Jy is mislei, dis inflammasie. En wat voed inflammasie? Suiker. Absoluut. Insulien en suiker. En solank as wat jy suiker in sy vele forme inneem, voed jy inflammasie. Baie eerlik wat ek gesê het. As 'n predikant weet hoe giftig en toksiese suiker sal hy nooit vir kos bid nie. Want die Here gaan nie daai kos seën nie, want dit is nie eerlik nie, is nie wat moet gehoor word nie. Gaan nie die brood en die koekie en die tertjies en die roomkoek seën nie. Want dit is toksies. Weet julle wat? Daar bestaan nie so ding soos Alzheimer en Parkinsons nie. Weet julle wat bestaan wel? Inflammasie van die bloedvate in die brein. En onthou nou die meisie wat ek wou verwar. Inflammasie beteken dat daar verminderde suurstof is. Beteken dat daar te min hormone is. Beteken dat daar te min voeding is. Dit beteken dat die afval wat in die are is nie verwyder word nie. En daar deponeer hulle dit en dan wil hulle vir jou 'n cholesterolpilletjie gee. En dan weet ek, al wat my kan red, is my verlosser, want ek is 'n sondaar.
dit is die grootste onding wat hulle nog ooit aan julle almal kon gedoen het, is om vir jou op 'n hoë bloeddrukpil te sit en 'n cholesterolpil. En die mans, waarborg vir jou 6 maande daarna, dan sit hulle vir jou op die ou blou pilletjie, want slapsadel sal nooit weer opstaan nie, want daai are het verkalk en daai bloed wat daarmee deurkom en wat hormone daarmee deurbring, is verlam. Niemand van julle weet hoeveel is al dood op daai blou pilletjie op die job nie. Want die are bars. Jy het nooit jou are versorg nie, jy het dit nooit oopgehou nie. So wat 'n maand terug het ek vir julle dames gewys, toe ek oor die limf gepraat het. Julle onderskat limfmassering. Limf, nee, 20 liter. En dit filter deur elke een van jou 500 biljoen selle om koolsuurgas, om afval, metaboliese afval, om bakterieë te oes. En om vir jou immuunstelsel wat daar binne daai adrenalkliere sit en in jou kolon sit, opdragte te gee om te sê, hier's 'n ongure ding, hierdie ding moet doodgemaak word met B en T selle, en dan vervoer hulle daar waar die moeilikheid is, daar waar die bakterie is, daar waar die patogene is, die B en T selle soontoe. Maar nou is julle limfate verstop. En meeste van julle dink julle is vet. Julle is nie. Jy is nie vet nie. Jy is insulienweerstandig omdat jy verkeerd eet. Nommer 1. Insulien is inflammasie en inflammasie is moeilikheid. En jou limfate is verstop. Jou rioolstelsel, jou grootste rioolstelsel wat reg deur jou liggaam filter, is nie oop nie. Hier is nou nie 'n kind nie, as jy nou die wêreld so oop vlek van 'n vrou, en jy kyk nou na die bloedvate, en jy kyk daarna daai limfate, en baie van hulle as hulle so sit, dan knyp hulle daai limfate toe. En daai aktiewe dreinering van jou afval, jou metaboliese afval, jou koolsuurgas, jou voeding, vind nie plaas nie, want jy het ook te min magnesium. So daai pompaksie wat in jou bloedvate moet plaasvind, wat kalsium en magnesium nodig het, vind nie plaas nie. Dan vind daar deponering van afval, van waste, binne in jou bloedvate en binne jou limfate plaas. Julle het ook 'n groter probleem, is nie net 'n man wat 'n erektiele disfunksie het nie. En terwyl ons op die onderwerp is, dat ek dit sommer nog maar klaar praat. Ons het van seks en 'n orgasme 'n vreemde ding gemaak. 'n Ding wat nie biologies is nie. Ons het dit oor godsdienst begin gooi, ons het dit oor kultuur begin gooi, en natuurlik is daar 'n paar malles daar buite ook. Maar wat gebeur wanneer jy 'n orgasme beleef? Elke sel in jou brein praat saam. Jou metaboliese proses verhoog, dan kry elke sel nuwe suurstof, nuwe voedingsstowwe, nuwe selle, nuwe B en T selle. En die afval word uitgedruk, wat na jou lewer en na jou niere toe gaan, wat ek nou oor 'n bietjie sal praat. Maar hierdie is die belangrike ding. Jou liggaam skei 3 kragtige hormone af, sterker as heroïne en kokain, endorfien, serotonien en dopamien. Hulle noem dit die goedvoelhormone.
Wat my by die tweede stelling kom. En julle moet vir my asseblief luister. Dis 'n ding wat die liewe Here vir jou gegee het. Dis 'n biologiese faktor wat jy moet beoefen. En as jy alleen is, dan beoefen jy dit op jouself. Dat dit met niemand iets uit te waai nie, dat dit niks met sonde uit te waai of enigiets anders nie. Dat dit met jou biologie uit te waai. En nou wil ek vir jou sê, daar bestaan nie so ding soos depressie nie. Weet julle wat? Weet julle wat bestaan? 'n tekort aan hierdie goedvoelhormone. Want iemand wat genoegsaam van hierdie goedvoelhormone het, is nie manier jy depressief kan raak nie. As jou bloed skoon is, en daar's normale ontwikkeling, en jy voed jou liggaam, en jou adrenals, met voeding, kundigheid, kan jy nie. Meeste mense wat depressed is, het wat hulle noem 'n non-alcoholic fatty liver. Want jou lewer is by 500 funksies betrokke. 500. En as jy nie jou lewer skoon maak, soos wat ek vir julle al geskryf het nie, dan pak daai afvalstowwe daarin op en aan, en bitter min van jou hormonale funksies kan plaasvind. En weet jy wat? As jou hormonale funksies nie plaasvind binne in jou liggaam nie, dan raak jou liggaam depressed. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dan raak jou liggaam depressed, en dan gee hulle vir jou pilletjie en sê vir jou, jy is depressief, jy moet hierdie goede drink. En al wat jy doen, is jy bedonder die hele hormonale proses in jou liggaam, en wat 'n stryd is dit nie, om dit terug te kry, om vir jou weer jou lewe terug te gee nie. Kom ons praat net gou oor die niere. Wie weet iets van die niere af? Jy met die rooi kop weet baie. Jy's hard, vertel vir ons. Daar's 2 van hulle. Hoeveel liter vloeistof filter die niere 'n dag? 100 liter. Myne 3. Jou niere, daai 2 klein niertjies wat so groot is, wat hier agter sit, filter 200 liter vloeistof 'n dag. Dit is 400 van hierdie. 400 wat hy filter. Daai selletjies binne in jou nier is so sensitief. Hy moet vir jou detox, hy moet vir jou filter, hy moet vir jou skoonmaak. Dan is die mense wat nie water drink nie. Dan word jou bloed dik. Dit word aangepak en jy druk dit daar in jou niere in daai filtertjies, gee in, en dan hoor jy sommer al op niersiekte 3. Want jy weet niks van jou niere af nie. Jy pas hulle nie op nie. Jy weet hulle bestaan, maar jy weet nie dat dit die filters is wat jou in jou urine moet uitkom nie. Hulle is ontsettend sensitief, en julle sal my skrywe baie binnekort oor die niere sien, en dan kan julle daaroor lees. Dit kan nie suiker verdra nie. Dit kan nie preserveermiddels verdra nie.
Dit kan nie die kleurmiddels wat julle in koeke en terte en vir die kinders se rooi koeldrank by die kinderparties en die groen koeke en dit kan dit nie verdra nie want dit word van petrol gemaak. Dit kan nie petrol filter nie. Dis die feite. En jy oorlaai jou niere. Jy oorlaai jou lewer. Met wat jy eet en met wat jy drink. Jy, niemand dwing jou dit nie. En as jy klakkeloos hiermee aanneek om enige iets wat lekker lyk en lekker proe te eet, wat doen jy aan jou tempel? Die een waarin jy bly. Jy is wat jy eet. Jy word wat jy eet. Jy word ook wat jy nie eet nie. Dames en here, dan is daar nog 'n onderwerp waaroor min van julle weet. En julle moet dit in my skrywes gaan lees. Ek gaan julle nie verveel nie. Is die rol van parasiete in ons lewe. Wurms. En wat 'n formidabele kreatuur is dit nie. Hy is slim. As hy in jou inkom, dan kyk hy wat maak jou immuunstelsel. As jou maagsuur lekker plat is, glip hy deur na jou darmes toe. En hy vreet daar deur daai darmes, hy vreet deur jou longe, hy vreet deur jou are, hy vreet deur al jou goed. En dan gaan ek weer by 'n onderwerp uitkom, weer by ons vrouens, wat hulle by my uitkom. Dan sal hulle deur al wat 'n dokter is. Dan doen ons die bloedtoets, en ek doen die skiew, en ek doen die hidrologie, waaroor ek ook 'n bietjie sal praat. Dan wys dit vir my hierdie persoon het wurms. Erge wurms. Lewerslak. Verskriklik. En daar is nou griesstories al oor die lewerslak. Ek het gewaag om 1 of 2 te wys, oor die fekale materiaal wat daar uitgekom het, toe kom maar lewerslakke so groot soos my duim uit. Dis op die blad. Dan sal hierdie dame vir jou sê, ek het nie wurms nie. Onthou, ek bly in Sandton. En ek eet uit Woolworths uit. Verstaan jy? Dan kyk ek vir haar so. En sy kan natuurlik by die beste, dierste wonderwerkers van dokters uitkom. Nou kom sy na 'n gewone mens, net 'n gewone bioloog. Ons is die laagste van laagste. Ons is kreef. Verstaan? Dan sê ek vir mevrou, dis wonderlik waar jy vandaan kom. Want daai 2,5 miljoen rand BMW van jou en daai sexy lyfie van jou is bitter siek. Ek sal vir jou help en dan luister jy nou vir my. Doen ons die bloedtoets. Kry jy lewerstres, jy kry die nierstres en dan kry jy gisse en swamme. En waar gisse en swamme is, as gevolg van die brood wat jy eet, want brood word nie deur maagsuur opgevreet nie. Dit moet, jy's 'n bierbrouery. Dit moet deur gisse en swamme opgebreek word en dit moet uitvrot. Dis wat brood afbreek en stysel en goede afbreek. Kom sy nou daar. Sy sal instem, jy weet. Dan kyk sy nou vir hierdie masjien se pypie. Dan het sy 3 weke gelede 'n mielie geëet. Sweetcorn. En kom daai sweetcorn mielie nog so reg. Heel. En die wortel wat sy geëet het, hier kom die wortel uit. Wat sy nie fyn gekou het nie.
En dan kom die wurms uit. Eers so lange, en daarna kom daar sulke, hierdie een druk mos my mond toe as ek oor die wurms praat, sê, wil jy dit doen nie. Dan kom daar sulke bolle uit. En daai masjien moet die goed uitspoel. En hy wurm wil nie uitkom nie. In die week het ons 'n vrou, wat ook deur alles is, en al wat 'n pil is, deur 2 apteke is, 'n koffieblik vol, wurms uit haar uitgehaal. En dames en here, hierdie wurms by julle, wat endometriose het, vreet daar deur daai wande, en hulle love daai plek, soos wat meeste mans dit love. En dan vreet hulle nou daardeur, dan vreet hulle daardeur, en hulle teer op daai inhoudelike van dit. En hulle vreet gate in jou derms, wat leaky gut veroorsaak, en onthou hieronder, soos by mans, laat ek dit vir jou verduidelik, by die prostaat, is daar nie 'n beskermpie, 'n doppietjie nie. As daar gate in jou darm is, in jou darminhoudelike, ek weet nie of jy al ooit geryk het, jy vrot nie, maar het jy, dit gelê onder in jou buik, het gelê daar op die prostaat, en waar daai vrotsel dryf, moet dit mos die vlees ontsteek. En dan vertel hulle vir jou, jy het prostaatkanker. Jou PSI is te hoog. Maar vra nie vir jou of jy hardlywig is en of jy jou lewer skoon gemaak het nie. Hy vra nie vir jou of jy ontwurm is nie. Vra nie vir jou of jy met suiker en stysel en met jou leefstyl inflammasie in jou liggaam voed en stoot nie. Nee, jy het kanker. Die dollars. Weet julle hoeveel vrouens het ons daar? Ek het dit gepubliseer, ek wil eintlik dit nie meer publiseer nie. Hierdie knoppe in die borste. Dan is hulle gediagnoseer met stage 1, 2, 3 en 4. Dan vra ek vir die vrou, is jy al ooit ontwurm? Hoekom sal ek dit doen? Want dit is 'n hele klomp wurms wat in jou limfatstelsel ingaan. En daar waar jou limfknopie is, daar gaan maak hy sy nesie. Daar paar hulle en daar teel hulle, en van hulle kan tot 5 jaar lewe, en ander groepe kan tot 30 jaar in jou lewe die lintworm. En as hy daar vrek, dan verhard hy daar. En dan kon neem ander een sy plek in. En dan verhard daai limfknope. En dan wat maak hulle dan? Dan steek hulle omstikking om 'n biopsie te doen. En dan haal hulle daai wurmeiers uit, hulle los dit in jou bloed. By die 3000ste. Wat doen jou liggaam? Hy reageer. Die liggaam veroorsaak inflammasie om hulle dood te maak, maar wurms is baie slimmer as wat julle dink. En weet julle, wat maak meeste van julle so siek en lusteloos? As jy nie ontwurm is nie. Wat stuur die suurstof in jou brein en jou bloed? Wurmurine. Is 'n vieslike, toksiese ding. Daai ding pis hom dood. Want hy suip jou bloed. Hy moet, onthou hy het 'n vinnige metabolisme. Hy suip bloed. Hy eet fekale materiaal. Hy drink water. Hy het net een job en dit is om aan te teel. En as julle nou sien dat ek nou die haarwurm en die garingwurm bespreek het, as jy sien die garingwurm wat in jou kolon bly, hy vreet fekale materiaal. Maar hy is toksies. Hy klim in die nag uit.
uit jou anus uit. En dan lê rondom jou anus, lê hy sy eiertjies. En dan klim hy terug. En dan voel jy, maar nou juk my hol. En wanneer niemand kyk nie, dan krap jy net gou daar. Verstaan jy? Krap jy net daar. Dan kry jy dit onder jou naels in, en sy eiers word deur die wind versprei en deur die lug. En almal van ons het werkers. En as julle weer oor die TV die rioolwerke van Suid-Afrika sien, dan broei hulle uit. Hulle broei daar uit. En wat versprei hulle? Vliee, muskiete en vlooie. Dis waar jou hond se wurms vandaan kom. Se vlooi hom gebyt het of 'n muskiet het hom gebyt. As 'n muskiet vir jou gesteek het jy 200 eiers in jou bloedstroom. En kan ek vir jou vertel hoeveel van daai wurmeiers kan om 'n vlieg saam met ander bakterieë se poot sit? Een vliegpoot kan 6 miljoen van hulle dra. Dis waarom jy my blommetjie mix moet gebruik op jou. Kan mense drink ook? Nee, ek het daai ontwurmingsgoed gemaak en laat ek net vir jou sê oor die ontwurmingsgoed. Julle drink daai goed. En dan eet jy pampoenpitte. Jy eet elke môre 3 naaltjies. Naaltjies los die wurmeiers op. Kou jy? Sluk jy nie heel in? Jy kan net soos wat jy wil. Ek kou hom want daai goed wat binne naaltjies is, sorg dat jy die beste mondhigiëne op aarde het. In papaya pitte. Jy sluk dit heel in. Jy kan dit droog maak, maar nat is nog beter, verstaan? En jy sal agterkom, ek het nou vir arme mense die eksperimente meegemaak. Hierdie papaya pitte en heuning. Maar die kind wou dit nie eet nie. En toe kry ek net 'n bevlieging en ek gee vir hom heuning. En weet jy wat het ek reg gekry? Die heuning het daai metabolisme van die parasiet opgejaag. En toe jag ek hom papaya pitte in en haal ons die papaya pitte die wurm op. Verstaan jy? Maar onthou nou, om die wurm alleen dood te maak. Jy los hom met sy swaar metale en sy toksiese goede, jy los hom met sy urine en sy liggaam wat daar verrot en daar's miljoene van hulle daarin. Dis waarom jy 1 tot 2 maal 'n week geaktiveerde houtskool drink. En daai gesigsmasker wat ek het, wat die beste gesigsmasker op hierdie aarde is, jy drink sommer so eetlepel vol van die houtskool en die bentonietklei wat daarin is. Dit smeer daai darmkanale, dit detox jou darms, herstel die pH en dit absorbeer die urine van daai en dit glip net uit. Nee, jy pomp hom soos 'n enema in. Ek het nou blonde. Ek weet jy het 'n blonde momme. Jy kry kapsules. O, okay. Jy kan die kapsules kry, maar ek vat sommer 'n eetlepel vol met die bentoniet, die masker wat jy opsit. Ek moet dit seker. Want daai een hy neutraliseer die bakterieë wat in jou gesig is, wat ek ook oorgeskryf het. Al die olies sonder om die pH te herstel, te versteur en natuurlik nie. Hy krimp jou sweetgaatjies. Dis waarom jy hom gebruik. Maar binne in die darm neutraliseer hy alles. Jy kan eers 2 ure daarna weer iets eet of drink. En jy gun hom dit of jy drink hom vanaand voor jy gaan slaap. Dan doen jy dit in daai eenmaal 'n maand se Engelse soutpurgasie wat jy neem. En jy neem dit is me time, dames en here, dis me time. Dan sluit jy vir jouself af. Jy loop in 'n gown rond.
soos Eva sou rondloop. Jy reël jou dinge, jy los jou deur oop, want jy mag dink die dood kom jou haal. Sodat as jy hardloop, dat jy net nie jou deur uit hardloop nie, verstaan jy? En ook nie vashaak aan iets nie. Jy moet net jou goed mooi reël. But you love yourself. En dan doen jy jou hare, en jou naaltjies, allerhande goede. En dit is net so die oggend wat jou moeilikheid daar is. Afhangende van jou grootte. Jy weet, 'n kind kan 'n redelike hoogvol eetlepel drink. 'n Medium kind kan so gemiddeld 2. En 'n ordentlike groot mens, jy drink 3. Is 'n paar sekondes, jy sluk dit in en dan drink jy baie water, jy drink jou koffietjies en jy drink jou vloeistowwe en dan maak jy net gereed. Maar sorg net dat jou toiletpapier ten minste 3 laag is. Julle moet onthou wat ek vir julle sê. Hier's 'n paar punte wat jy moet huis toe neem. Detox is 'n kritiese komponent van jou bloed, jou lewer en jou niere. Ek het die lewer en die niere produkte, doen dit asseblief. Die ander een is water. Vat jou water soos daai, vat 'n suurlemoen, skil en al, rasper dit daar binne-in. Maak jou water alkalies, want inflammasie en siekte en kanker kan nie in alkaliese omstandighede oorleef nie. En dis altyd wat jy vir jouself moet vra as jy nou of my, wat moet ek eet en wat moet ek nie eet nie? Is dit alkalies? Wat kan jou maagsuur hanteer? Elke oggend en elke aand, ek gee nou nie om hoe oud jy is nie, eetlepel vol appelasyn en 'n bietjie water. Wat jy 'n klein bietjie heuning kan bysit as dit nou vir jou erg is. Dan sluk jy dit af, van ons het nodig. Onthou, asyn is alkalies. Maar die wonder van gefermenteerde appelasyn, the mother, is hy kontrakteer die maag, wat nou dan pepsinogeen vervaardig. En wanneer daai pepsinogeen vervaardig is, en jy eet iets, dan verander dit in pepsien, wat maagsuur is. Hierdie pepsien is verskriklik belangrik, want dit lek deur, en dit stimuleer nou weer vir die lewer om gal te produseer, maar dit stimuleer ook die pankreas om 3 verteringsensieme te produseer. Een om stysel op te breek, een om vet op te breek en een om proteïen op te breek. En as jy nie maagsuur het nie, stimuleer jy nie gal om vette om te skakel in energie nie, stimuleer jy nie protease, dis die proteïen, wat jou en amylase, om daai stysels en goeders af te breek nie, dan kan kos, maak nie saak hoe edel jy eet nie, net uit jou liggaam uitvrot, want dit breek nie biologies af nie. Jou maagsuur is 'n kritiese komponent. Jou maagsuur is jou eerste linie van verdediging. Jy onderhou dit. En as jy 40 jaar en ouer word, dan produseer jy al hoe minder maagsuur. Dis waarom jy oud word. Want jy kry te min vitamine B12 en proteïen in. En jy veroorsaak inflammasie. As jy inflammasie het, weet jy hoekom val jou hare uit en hoekom kry jy plooie. As jy inflammasie het, weet jy hoekom word jou boude dikker, maar niks anders nie. As jy verslap sarel oor twyfel, dan het jy inflammasie, maar jy weet nie hoekom en waar nie. Ongelukkig deur jou hele liggaam. Gaan kyk my skrywe in die prentjies. Ek het nou nie 'n seksblad nie, maar ek wil baie meer oor hierdie ding praat. Daai spulletjie moet julle vir julle liefies oopmasseer.
oopmasseer. Ek is nou besig om 'n olie te toets, maar ek toets dit nie op Hessie nie. Waar ek scar tissue wil gebruik. Ek wil 'n scar tissue olie maak wat diep kan penetreer met Vitamiin E en met sink. Want jy weet wat, sink, as jy sink in jou selle het, sink is 'n ioon, hy het 'n ionofoor nodig om daarin te gaan. As jy sink, en dit is wat ek daai tyd toe kwaad was oor die COVID ding, ek het my koel verloor. Want hulle het vir my gesê 50 jaar gelede se biologie werk nie nou meer nie en ek het gevloek daaroor. Hulle gatte, ek het my gat afgewerk. Ek is nie so slim soos wat ek lyk nie. Ek moes my gat afwerk. En dan het ek 'n probleem. As ek 80% vir 'n vak gekry het, wil ek weet watter 20% weet ek nie. Hulle was ook vir my gatvol. Ek was vir hulle ook gatvol. Jy kan nie vir my sê ek weet nie iets nie. Hoekom weet ek dit nie? Dit is waarom jy 'n dosent is, jy moet dit vir my sê. As jy sink in jou selle het, kan 'n bakterie of 'n bloedparasiet nie daarin repliseer nie. So eenvoudig soos dit. En met hierdie olie wat ek die scar tissue olie noem, wil ek hê dit moet diep in die vroulike dele in penetreer, sodat daai ongunstige bakterieë in daai goed met daai wurms 'n pak slaag kan kry. En dat hulle effek, hulle urine, hulle toksiese swaar metale, dat dit uitgeskei kan word. Ek het nou al vir julle verveel, maar ek gaan nog een onderwerpie aanraak. En dit gaan oor mikroplastiek. Dit gaan kort wees. Goed waarmee julle heeldag in julle huis werk. Mikroplastiek. En in julle mikrogolwe sit. Dit is 'n onverteerbare ding. En hy's in julle longe in, en hy's in julle darmes in, hy's jou slukdarm en hy's in jou maag in. Hy word nie verteer nie. Dan gaan hy in jou darmes in. En hy steek daar vas, en daar waar hy soos 'n truksvydoring vassteek, ontstaan daar inflammasie. Ontstaan daar met ander woorde kroniese inflammasie, en waar daar inflammasie is daar nie suurstof nie, en nou weet jy, daar waar inflammasie is en nie suurstof nie, ontstaan kanker. Jou eenmaal 'n maand se maagie skoonmaak. Jou eenmaal 'n maand of gereeld jou geaktiveerde houtskool saam met daai masker te sluk om jou te detox. Onderdruk die inflammasie in daai klei, vang daai mikroplastiek op wat binne in die masker is. En hy skei dit uit. Dames en here, 70% van die vroue wat by my inkom, wat al hierdie ander simptome het, praat nie oor die goue driehoekie se gesondheid nie. Al hierdie goed veroorsaak swamme en candida. En as jy nou 'n bliksem van 'n parasiet of 'n bakterie wil hê, dan is dit hy. Dit is die sogenaamde hospitaalbug, die weerstandige hospitaalbug, en ek kan baie goed onthou. Die dag toe ek oor Candida aureus skryf, en ek sê dat dit die weerstandige hospitaalbug is, die volgende dag toe daar op RSG, die dag daarna, toe bespreek hulle, toe sê hulle, ons erken dat Candida aureus die weerstandige hospitaalbug is, en dat daar nie antibiotika is wat dit kan vernietig nie. Ons het nie 'n ding om dit te vernietig nie. Nou, hoe sê jy nou vir 'n vrou? Sorry. Ek sluit af. Julle dames,
Julle sit nie enige ding daaronder nie. Veral as dit in julle maandelikse tyd is nie. Jy druk ook nie enige ding wat mikroplastiek het binne in daai kanaal op nie. Jy dra ook nie nylon onderklere nie. Jy dra katoen. En as jy nie 'n broek hoofde dra nie, dan dra jy vir hom nie. Gaan vir jou verduidelik. Hierdie habitat is vol bakterieë. En as jy nou verkeerde onderklere dra, dan verhoog jy die temperatuur van hierdie habitat met 2 tot 3 grade, absoluut ideaal vir ongunstige bakterieë wat daar wil bly. En dan beskerm jy hom ook nog. En as jy onder 'n mikroskoop kyk, die nylon onderklere van julle, daai mikrofibers wat daar ingaan, en binne in die kanaal gaan sit en binne in jou vroulike dele gaan sit. Sorry, ek moet daaroor praat. Dan gaan jy in jou hande huil. Jy doen dit nie. Dan dra jy liewer niks. En julle wat hierdie allemantige stywe braas dra, jy druk al die limfate toe wat vir jou moet dreineer. Hoe op hierdie hele aarde dink jy wat gebeur met hierdie afvalstowwe wat in hierdie knoppe waar daar moontlik wurms is vaskeer? Wat dink jy? Jy dra dit nie as jy dit nie moet dra nie. En as jy een dra, dan dra jy 'n ding wat dit nie alles platdruk nie, of knyp nie, of jou ongemaklik maak nie. Jy raak bevry, jy stel jouself eerste, dan kies jy jou klere op so 'n manier, dat jy jou waardigheid en selfrespek kan behou, maar jy stel ten alle tye jou gesondheid eerste. Want niemand daar buite wat jy probeer beïndruk, gaan vir jou 'n monument bou, as jy dooi, of as vir jy siek word, vir jou betaal vir jou onkostes nie. Jy stel jou waardigheid, jou vroulikheid eerste. Jy dra los klere, so ver as wat jy kan, en hou vas, as jy dan moet vashou, net die nodige. Jy sit niks onder in nie. Jy kyk na jou lewer wat by 500 goed betrokke is. Jy kyk na jou niere. Ek sal die skrywe sekerlik in die week plaas. Want ek het nou probeer verduidelik, maar my probleem is, ek moet die biologie daar gaan haal, en soos wat ek vir iemand hier gesê het, Einstein het gesê, dat as jy nie vir 'n 6-jarige kind jou vak kan verduidelik nie, dan ken jy nie jou vak nie. Ek ken my vak. En dis waarom ek aards en openlik met julle praat. Oor orgasmes, oor detox, oor bloed skoonmaak, oor jou vel, waar jy nie moet blootstel nie, want baie van die chemiese produkte wat jy gebruik, is hormonal disruptors. Maak jou skynsbeneek. En dan weet jy dit nie eers nie. Wurms maak jou skynsbeneek. Gaan luister na my praatjies, gaan lees my goed. Betwyfel dit, gaan toets dit. Moenie enigiets wat ek sê glo nie. Gaan toets dit. Jy los suiker en stysel en preserveermiddels uit. Jy los kunsmatige kleurmiddels uit. Jy gee dit nie vir jou kinders nie. Kan ek van jou opinie hoor oor fasting? Wonderlik. Ja. Jy eet 8 ure en jy probeer om 16 ure sonder kos te bly, jy drink net water. Nou wel, jy kan suurlemoen insit, jy kan al hierdie ander goede insit. Jy kan daai pink sout wat ons het, kan jy insit en jy kan altyd volweksuur drink, want dit is ook minerale. Soos ek is op jou kant gekom. Ja. Kan ek daai supplements aanhou drink? Jy drink alles. Al my goeders is voeding. Elke een van daai lysie. Waar is ons lysie? Ek kan dit almal wat Stuur daai lysie vir hulle. Daai lysie van goed is vir jou hare, vir jou senuwees, vir jou bene, vir jou hormone. In hierdie osteoporoose wat nou 'n groot ding word,
is onnodig. Daai kollageen wat daarin is. En onthou, jou been het nie net kalsium nodig nie, dis vals. Hy het kollageen nodig en hy het alles nodig wat in die pink sout is en hy het alles nodig wat in fulvieksuur is. Dan gee jy vir hulle kos, maar die triek is, dit moet kan biologies afgebreek word in 'n formaat dat dit deur die dun darm opgeneem kan word. Okay. Jy hou jou bloed skoon. En jy neem hierdie ter harte, wat jy in hierdie handjie sit, is jou keuse. Maar jy gee nie vir jouself gif nie. Jy moet uitvind wat jy kan verdra en nie kan verdra nie, en ek kan nou ongelukkig die slegte nuus vir jou gee. 80% van die goed wat jy by Checkers kan koop, kan jy nie verdra nie. Niks in 'n blik en niks in 'n bottel nie. Maar dan maak jy dit jouself. Jy maak dit vir jouself. Jy kry alles, dames en here, in vleis en in vet en in eier. Dis die mees volmaakteste kos wat daar op hierdie aarde is. Eet in die oggend 4 gekookte eiers of roereiers. Avo, neute. Daar is ander kosse wat laag op die glikemiese indeks is. Wat ek ook later oor sal skryf, ek het net te veel werk. Maar jy kan 100% floreer op die goed wat ek nou vir jou genoem het. Vis en vleis, gesonde hoender, neute, en ek kan nou vir jou sê van die 3000 bloedanalyses wat ons hierdie jaar al gedoen het, waarvan 'n horde kanker was nooit kanker nie. Dit was wurms. En dit was kosse wat hulle onkundig geëet het, wat inflammasie veroorsaak het. Kanker kan net lewe van suiker en inflammasie. Hy kan nie in alkaliese omstandighede met suurstof leef nie. En dis waar die fulvieksuur inkom. Hy het 30% suurstof in. En hy klim oor alles. En hy oes alles. Maar die kolostrum en die kollageen en die kameelmelk. Ek wil nou nie oor die autisme ding praat nie, want ek het die navorsing wat ek het, en is hier by 200 artikels, wys dat dit enstof is. En dit is 'n skokkende ervaring. Dat dit die aluminium in enstof is. So ek wil nie vir jou, my opinie is, moenie dit doen nie, want as jy kolostrum, en daarvan het ek iets so 17,000 studies, as jy vir jou kind kolostrum en kameelmelk gee, en jy gee vir hom die probiotika wat hy nodig het, en jy vat goed so suiker en preserveermiddels uit sy lewe uit, ontwikkel hy, soos wat die liewe Here dit altyd wou gehad het, teenliggaampies, en hy oorwin dit. Julle weet wat, in my tyd was daar 5 siektes. Masels, Duitse masels, waterpokkies, pampoentjies en ek dink kinkoes. Ja. Vandag is daar 660 siektes. Ekskuus? 660 siektes. En weet julle wat? Ek gaan vir julle met 'n raaisel laat. Wie weet wanneer was die eerste mediese woordeboek daar? Die eerste woordeboek. Vat 'n raai. 1770. En weet julle dat daar nog nooit, en julle moenie my glo nie, gaan doen het, gaan toets, nog nooit 'n definisie vir 'n virus ontstaan het nie. En dat daar nie virusse is nie. Wat daar wel is 'n slanggif. King Cobra is 'n slanggif. Wat hulle in hierdie enstof gesit het, sodat dit met die bloed kan trou. Daar's 'n oorweldigende hoeveelheid van dit, daai navorsing. Tot en met vandag se woordeboeke
erken 'n virus as gif. Nou as ek vir jou leer om jou te detox en gif uit jou uit te haal, en jou liggaam met hierdie reeks produkte wat ek vir jou gee, fiks en gesond te hou, jy sal my nooit kan betaal vir wat ek vir jou beteken, as jy sou wou oorweeg om my te glo nie. En dan gaan jy gewig verloor. Daar is 'n klong, waar is daai klong wat so baie gewig verloor het? Waar is hy nou? Hier sit hy. Hoeveel het jy verloor? Deur net vleis te eet, nee. En sy vrou sê vir my, hy daar nou rampokker geword, maar ons gaan nie uitvra hoekom nie. En sy hare het begin groei. Nou, waarvan praat ons nou, dames en here? Ek sluit af. Kennis is nie mag nie. Gesondheid is nie mag nie. Kennis in aksie is mag. Gesondheid is kennis in aksie wat vir jou gesond gee. Niks, daar's geen dokter so goed soos jou immuunstelsel wat die liewe Here vir jou verniet gegee het nie. Maar jy het nog nooit in die môre wakker geword om vir jou immuunstelsel gesê, "Hey chom, hoe's dit?" Hy's nie in jou gedagtes nie. Jy vra nooit vir jouself die vraag af, wat moet ek vir jou doen sodat jy vir my jonk en mooi en gesond kan hou nie? En soos wat sy nou gevra het, weet julle wat is die wonderlike ding van vas? Dan draai die liggaam homself, hy gaan in 'n ketoniese toestand in. Dan val hy die goed wat nie in jou liggaam is nie aan. Hy gebruik die gestoorde energie self. 8 ure het jy periode om te eet, 16 ure, en dis nie moeilik nie. Jy kan 4 ure in die middag eet, en hou jy op, en jy kan water drink daarna, maar onthou, môreoggend 8 ure het jy alweer 14 ure, vir wanneer jy jou eerste koffie drink, of wanneer jy ook al wil, dis nou nie die ergste nie. Het jy jou liggaam omgedraai, dan veg jou liggaam om, teen alles wat daar is. En as jy by tye kan, soos, sê nou maar, jy eet Saterdag aand, lekker, met die rugby, whatever, en jy skiep môreoggend se breakfast, en jy eet eers weer Sondag aand, iets lekkers, 'n vleisie wat lekker is. Het jy enige idee wat jy vir jou liggaam doen? Honger is nie 'n straf nie. Nou, julle onthou hoeveel mense het my al uitgehaal op die blad oor SASSA. Ek kan nie dit doen nie, want ek is 'n SASSA trekker, dan wil ek 'n oorval kry. Armoede is 'n seën vir baie mense. Almal kan nie geld hanteer nie. Maar weet jy wat? As jy eenmal 'n dag net bone broth sou eet, gaan jy 'n hele leeftyd oorleef sonder siekte. Bone broth, 'n koppie bone broth, waar jy die bene se murg uitkoop. Dis al, saam met skoon water. Want alles wat jou liggaam nodig het, binne in daai bone broth. Ek wil vra dat jy jouself respekteer. Ek wil vra dat jy sal oorweeg om jouself lief te hê. Dat jy die liggaam wat jy het, met goeie kos sal versorg. En dat jy nie verstrooid en verdwaald raak met wat hulle hier buite bemark nie, want of jy dit wil glo of nie, Big Food en Big Pharma is kop in een mis. Jy is 'n bron van groot ekonomieë, gegee dat jy siek is. Kyk na ons tipe shampoo, na ons tipe velsorgprodukte met kolostrum in. Jou liggaam kan elke produk van EcoHealth herken. Gaan lees my studie by autisme oor wat kameelmelk vir autistiese kinders gedoen het. Nou, daar's niemand wat iets vir 'n autistiese kind kan doen nie.
En gaan lees die stories toe ek vir die ma's gesê het, jy gee nie vir daai kind suiker en stysel en koolhidrate nie. Die een ma het na die dag op die blad geskrywe, maar sy wonder nou of haar kind nie dalk nou heeltemal normaal geword het nie, want hy toon nou emosies, hy huil oor 'n voeltjie, hy word ongelukkig oor die hond, dis nie meer 'n ander wêreld nie. Hy leef, hy sien blare raak, hy sien die lente raak, hy sien visse raak, hy huil oor die visse wat sy pa gevang het, en nou verstaan hy al beter, en hy is minder moody. So ek het die kameelmelk gemaak nie, liewe Here het. Ek het nie. En al hierdie produkte wat ek so graag aan jou smous, weet julle wat? Ek is maar net die boodskapper. Liewe Here het dit gemaak. En as jy daai kennis jou eie maak, bly jy mooi, jy bly jonk en jy bly gesond. Want as jy in 'n vasperiode ingaan dat jy nie eet nie, dan hulle noem dit die human growth hormone in die liggaam self produseer, wat jou verjong. Ek gaan lees dit op. Jy hoef nie 3 maal 'n dag te eet nie. Eet in die oggend jou 4 eiers, as jy lekker gedien, eet jy vanmiddag lekker man, eet jou vis en eet jou hoender en eet jou vleis, eet jou vet. Eet genoeg. En lewe. Dissipline en dis selfrespek. Ek waardeer julle tyd vandag hierso. Enige vrae? Dankie tog. Is hy een vraag? Yes. Ek het bekom op hormoonblokke. Ja. Kan ek hom los? Ek sou hom stadig aanlos want hulle ontwikkel chemiese medisyne met 'n plan. Verstaan jy? Maak jou liggaam skoon, kry jou liggaam gereed, kry jou voeding reg en dan vat jy dit stadig daarvan af. Here het nie wil nie dit hê nie, hormoonblokker, elke orgaan in jou liggaam word deur hormone gestimuleer. Nie 'n gesonde ding nie. Daai magnesium gel van jou, hoeveel van dit sit mens aan? En is dit voldoende? Nee, dit is voldoende vir jou as jy rustelose bene het. Verstaan jy wat ek bedoel? So moet jy orale en Jy drink elke aand. Ek drink elke aand 4. Saam met daai 3 toolsies, want my kop is te besig. 3 tools. Ja. En ek sal vir jou sê, dit is nou 7 kapsules, nee, maar 'n halfuur later, dan slap ek. En ek het agtergekom, en ek het nou nog nie dit klaar, maar as ons nie 'n balans kry tussen gesonde diep slaap nie, kan ek vir jou enige ding injaag, stres gaan dit vernietig. Diep slaap, so daai, as jy daai 4 magnesium, wat met ander woorde die melatonien in jou liggaam oes, want dit is sy werk, saam met 3 of 4 toolsies, dan slaap jy oor 'n halfuur, 3 kwartier lekker. Maar van julle is so gestres, verstaan jy, en is so afhanklik van slaappille, dat dit nie net sommer gebeur nie, dit vat 'n rukkie en skop So dit is in. daai magnesium gel vir rustelose bene. Ja, Ek het nie rustelose bene nie, maar ek smeer dit elke dag. wonderlik, Nou, word ook so opgeneem. Maar onthou nou, daar's 15 soorte magnesium. Hulle het verskillende aktiwiteite. Daai magnesium wat jy binne in die pot gaan koop, hy binne in jou darm en absorbeer die water uit jou liggaam uit en dis waarom jou maag werk. Die ander magnesium kompleks het ek ontwikkel, hy kan dit doen, maar dit is nie sy funksie nie. Sy funksie is om by jou hart betrokke te raak en by elke ander funksie, metaboliese en somatiese funksie in jou liggaam. 15 soorte magnesium, almal het 'n verskillende werk. Dit moet jy verstaan. so dis die magnesium wat jy verkoop. Ja. Hierdie in die MSN? Ja, is 'n baie goeie produk, kan dit gebruik. Baie goeie produk. Kan dit bygebruik as 'n ook by ensomatiese prosesse betrokke, hoor.
Maar op ons MSM sal jy sien ek het dit alles daar baie mooi geskryf. Dit is baie belangrike produk ook. Hoor. So vir elke persoon wat hier sit, wat sal jy nou sê? Wat moet jy nou doen? Dis die lysie wat ek vir jou gesê het. Wat hulle vir jou gaan stuur. Maar jy maak jou kolon skoon, jy onderhou jou lewer, kyk na die skrywe oor die niere en jy ontwurm. Pierre, daai parasite lens, ek het gelees iets van full moon, jy moet dit oor Ja, want dan sal hulle Maar dis nou amper full moon. Dis nou amper, so nou het jy genoeg parasite cleanser saamgebring. Ek het baie effektiewe parasite lens hoor. Sy moet maar net bestel en dan dames en here, iets wat ek wou noem. Ek wou sê 5 goed maak jou siek wurms. Wat jy eet, wat jy nie eet nie, waarin jou blootstel. En weet julle wat sy 5de een? Byt in die water. Mense dink hulle is siek. Hulle is koekoes. Wat jy in hierdie kop vir jou liggaam sê, word jy. Hoor nou my lied. Jou selle hoor jou hart en jou brein. En as jy besluit maar dis 'n positiewe ding, reageer jou liggaam positief. Moenie julle breine se impak onderskat nie. OK. Ek sê maar nog iets. Dit moet nie loop nie, want Andrea gaan nou die papiere bring, daai eksamen wat jy van gepraat het, hulle gaan die eksamen skryf. Wonderlik. So hulle gaan net hulle vrae aan antwoorde doen. Die wat slaag kan gaan, die res moet 'n bietjie agterbly. Verskriklik baie dankie. Die wat my goed ken weet, ek kan nie te lank stil bly nie, so ek het verskriklik moeilik agter gesit en want ek wil eintlik so baie saam praat en alles. Maar as ek mag, wil ek 2 goed, miskien 3 goed byvoeg. Ek het patentreg gesê, mag dit nie volgende keer gebruik en dit sê nie. You are what you eat, but also what you don't excrete. Ek weet nie of dit sin maak nie. Ek glo absoluut daaraan. En dan onthou, en dan wil ek julle 'n vraag vra. Die wat die vraag reg kry, hoef nie saam te skryf nie. Practice makes it doesn't. Practice, julle almal moet bly, so julle kan dit saam skryf. Practice doesn't make perfect, practice makes permanent. Dis presies wat Pierre nou gesê het. Dit wat ons elke dag doen, dit wat elke dag jou brein vir jou lyf sê, dit wat elke dag eet, dit wat jy drink, dit wat jy nie slaap nie en het 'n groot invloed. Pierre, verskriklik baie dankie vir die reminders. Verskriklik baie dankie vir my pragtige vroutjie daar in die hoek, Andrea, wat 'n paar jaar terug die weg oopgesit het en vir Pierre se produkte ontmoet het in die weg oopgesit het in Kleinmond te bring. Vir julle wat ons ondersteun, verskriklik baie dankie. Pierre, baie dankie vandag vir dit terug. Mag jy ander geseënd wees met dit wat jy doen. Dit is net wonderlik, so dankie vir jou. Net 'n laaste praktiese redeling, baie dankie. Dis vir elkeen so klein happie, julle kan besluit self of dit nou gesond is of nie gesond is nie. En wat dit in julle lywe gaan doen. Ons gaan koffie maak daar agter, as die wat wil hê. En ek is seker Pierre is hier vandag vir julle 'n paar vrae geantwoord. Baie dankie. Ja, ek het ook iets wat ek wil vra. Dis reg. Eerstens ek het slaap van